Môre julle, kan julle glo, dis weer 'n nuwe dag. Is lekker om vanmôre vroeg saam met julle 'n gedeelte in God se woord te hê, wat ons saam met ons deur hierdie dag kan dra, en wat vir ons kan laat lewe. Dis net die woord van God wat vir ons lewe kan gee, en hy doen dit deur die Heilige Gees, die Gees wat in ons opstaan, ons nuwe mense maak, en ons op die weg lei na heiligheid toe. Mag dit vir julle vandag 'n wonderlike ervaring wees, om saam met die Here te loop en te beweeg, en mag ons vandag kies om dit ook te doen. Het is lekker om vanoggend hier te wees, en ek deel uit Deuteronomium 30 vir julle. Moses wat weet sy tyd is min, hy roep die volk bymekaar, waarskynlik sy laaste toespraak wat hy sal lewer, voordat God hom op die berg Nebo sal begrawe. En dan sê hy vir hierdie volk in vers 19, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Sjoe. Lewe jy vanmôre? Wel, ek meen, as jy na my luister, natuurlik lewe jy. En die skriflesing sê, kies die lewe. Lewe jy? Oorleef jy dalk net? Of bestaan jy? Loop jy maar sleepvoet badkamer toe vanmôre? Jy doen maar die tandepaste ding, jy borsel jou tande, dan gaan jy klein kamertjie toe, jy stort, jy droog af, jy spuit jou onderarms, jy kyk in die spieël, en dan wonder jy dalk by jouself, hoe lank moet ek dit nog doen? En dan onthou jy dalk miskien vanmôre wat vir jou op hierdie dag voorlê. En dan word jy sommer moeilik, want jy gaan nie kans sien daarvoor nie. Dan klim jy nou maar in die kar, en jy ry, en almal om jou irriteer jou, en jy kom by die werk, en dan is jy sommer net pleinskyns. Wel, dan het jy gekies om so te wees. Weet julle, dit is maar net een aspek van ons lewens. Om te kies vir die lewe met 'n hoofletter, is om beteken dat ek en jy kan lewe in die vreugde van die Here. Ons kan vrylik van ons liefde gee, ons kan kreatief leef, ons kan die geur begin versprei, wat die lewe vir ander mense gaan begin verryk. En ek wil vanmôre vir jou kom sê, kies die lewe. En jy vra dalk vanoggend, maar hoe kry 'n mens dit reg om regtig sinvol en vreugdevol te leef? Dalk het jy ook al gevoel, jy wil jou bestaan net vervloek, soos wat Job dit gedoen het, nie. Maar weet julle, die Here wat die skepper is, weet wat jou en my bestemming is. En hy weet hoe ek en jy werklik kan lewe. So hoe kry jy dit reg? Wel, die Here sê vanmôre, soek vir my, en jy sal lewe. Jesus sê vir sy disippels, ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. So dit lyk daar vanmôre vir my, as Moses hierdie woorde uiter in Deuteronomium 30, en Jesus doen dit in Johannes 10, dan bedoel hulle albei presies dieselfde. Daar is net lewe te vind. Vreugdevolle lewe, 'n vol lewe, 'n betekenisvolle lewe, as ek en jy vir God opsoek, in alles wat ons doen. Dit laat my dink aan ons liedboek wat ons sing in die kerk, lied 510, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, 'n verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Dis om daai keuse in my lewe te maak, ek draai weg van die wêreld af, ek stap na my verlosser toe, want dis hy wat my gemaak het, dis hy wat weet hoekom ek lewe, en daarom weet ek, as ek hom vat, het ek die lewe soos wat hy wil hê ek moet wees. Mag ek en jy vandag na hom toe draai. Kom ons bid saam. Here Jesus, daar is net lewe by U te vind. En ek weet dat ons so baie keer vaskyk in baie ander dinge, behalwe in U. En daarom bid ek vanmôre dat ons weer onsself na U toe sal draai, sodat U vir ons die lewe kan gee, soos wat U dit vir ons bedoel, en dat ons in daardie lewe voluit kan wees. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Nou ja, julle almal, ek hoop dat julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag weer verder het. Môre kan julle glo, praat ons dan nou weer vir die laaste keer hierdie week, maar dan sien ons mekaar. Totsiens.